Hier's iets wat almal weet. Jou week begin eers. Navorsing wys om saam te kom, saam te worship, te bid, te dien, dit bou veerkragtigheid en verlaag ons angs en spanning. Die Bybel sê, ons kom saam om mekaar in liefde te versterk. En dis nie net simbolies nie, dis vormend. Sondag is dis nie die einde van jou week nie, dis die lanceerplatform. Wat hier begin, vloei in alles in, want elke Sondag tel. Begin Sondag, want elke Sondag tel. Goeiemôre en welkom by vanoggend se aanlyn diens hier by Kerk Sonder Mure. My naam is Gerrit en ek sien uit om vanoggend met jou te gesels oor die volgende tema, iets om regtig oor bekommerd te wees. Ons almal lewe in 'n wêreld waar daar so baie algemene en spesifieke bekommernisse is, maar vanoggend wil ek met jou praat oor hoe om daai dinge in perspektief te kan sien in dit wat God se woord vir ons sê. Enigste afkondiging wat ek het is, as jy gaan kyk op ons Instagram, Get a View into KSM subscribe, dis op ons YouTube kanaal ook, gaan jy baie meer kan sien wat alles by KSM gebeur. So maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, jy kan op hierdie manier inskakel om meer van ons gemeente agter te kom. Julle, en dan gaan ek vir ons nou open met 'n gebed. Kom ons raak stil by die Here. Daar waar jy is, enige plek in die wêreld of dalk in Pretoria of Centurion, maak sommer net jou oë toe, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons help om ons bekommernis in perspektief te sit. En Here, ek het geen idee wat die mense is wat kyk na hierdie opnames se bekommernisse alles is nie, maar ek weet, U ken hulle elkeen persoonlik en individueel. En Here Jesus, dankie dat ons kan weet, sekere dinge kan ons as gelowiges nooit sê, ek is nie bekommerd daaroor nie. Ons mag bekommerd wees, maar ons moet dit in perspektief sit. Amen. So vanoggend se tema, iets om regtig oor bekommerd te wees. Ek het so 'n paar jaar terug op 'n boek afgekom, en die titel van die boek is 'n bietjie riskant, so jy kan die titel van die boek gaan Google. Dis geskryf deur 'n man met die naam van Mark Manson, op grond van 'n blog wat hy begin het in 2008. En hierdie was sy suksesvolste blogpost. Toe kontak 'n uitgewer om en sê, wil jy nie 'n boek doen hieroor nie? Toe begin hy navorsing doen oor, waaroor kan jy regtig omgee? En hy publiseer toe 'n paar jaar later 'n boek met die titel, jy kan die titel gaan Google by die huis, ek gaan dit nie sê nie, The Subtle Art of. Google dit net, jy gaan die res sien. En nadat jy oë gerek het, haal diep asem en vra jouself die vraag af, hoekom sou hierdie boek 'n topverkoper wees? En die rede is, want dit gaan oor omgee. Die hele titel van die boek en die inhoud van die boek gaan daaroor dat daar's net soveel dinge in die lewe waaroor jy kan omgee. Jy kan nie oor alles omgee nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. So kies die dinge waarvoor jy wil omgee, en dan moet jy regtig leef vir dit. En dan gaan Mark Manson maak 'n lang vertoe in die boek om te sê, elkeen moet 'n waardesisteem hê waarvolgens hy leef. En jou waardesisteem moet vir jou sê, gee jy om oor die ding wat oor jou pad kom, of gee jy nie om nie? Want hy sê, jy kan nie oor alles bekommerd wees nie. So vanoggend gaan ek met jou praat oor bekommernis. So as jy vandag vir mense sal vra, waaroor is jy bekommerd, sal die antwoorde waarskynlik op 'n algemene vlak baie dieselfde wees. Wie van julle is nie bekommerd oor die ekonomie nie? Steek nou jou hand op. Nie so gedink nie. Wie van julle wat kinders het, is nie bekommerd oor julle kinders nie? Ek weet vir 'n feit, ek is nog bekommerd oor my kinders. Nie omdat dit nie goed gaan nie, maar omdat ek lief is vir hulle, ek gee vir hulle om. Wie van julle is nie bekommerd oor die rentekoers wat opgegaan het hierdie week nie? Ons almal is, daar's algemene goeders waaroor ons almal bekommerd is, elke oomblik van elke dag. Dis iets wat heeltyd in ons kop en in ons gedagtes besig is om te maal, dit is maar daar. Maar dan is daar ook die spesifieke goed waaroor ons bekommerd is. Niemand gaan bekommerd wees oor Isabella en Celia soos wat ek en hulle ma gaan wees nie, is ek reg? Ek dink julle almal se kinders is baie oulik, en nou en dan glip van hulle se name selfs in my gebedslewe in, maar ek gaan nooit bekommerd wees oor jou kind, soos wat jy gaan wees nie. So daar's die algemene goed waaroor ons bekommerd is, en dan is daar spesifieke goed waaroor ons bekommerd is in ons lewens.
Nou, een van die wonderlikste dinge van die Bybel is, dat Jesus Christus, wanneer hy aarde toe kom leer ons wat die koninkryk van die hemele is. En dan sê hy, die koninkryk van die hemele is dit waar volgens jy jou lewe moet inrig. Jy herdefinieer alles waarmee jy besig is op grond van die koninkryk. En die eerste keer wanneer ons regtig hierdie uitgebreide vertoon sien van Jesus, oor wat die koninkryk van die hemele is Matteus 5 tot 8. Ons het net nou iets van dit gesing. Blessed are those. Dit begin ook so, Matteus 5 begin. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Julle ken daai tekste so goed. Dit is als bekende tekste. En dan brei Jesus dit uit, en dan is daar hierdie een teksvers, waar as jy dit lees op sy eie, beteken dit vir jou baie. Maar as jy die verse voor dit alles lees, gaan dit vir jou selfs meer beteken. En dis Matteus 6 vers 33. Julle ken Matteus 6 vers 33. Ek gaan eers net dit aanhaal, daarna gaan ons die hele teks deurlees van vers 25 af. Maar Jesus begin hierdie teks, of sluit hierdie gedagte af deur te sê, soek eers die koninkryk van die hemele, en al hierdie dinge sal vir julle gegee word. Dit is altyd my pa se antwoord as ek 'n uitdaging gehad in die lewe. Seun, moenie bekommerd wees nie, soek die koninkryk en jy sal die antwoord kry. En as ek sê, pa, maar ek wil weet, hierdie kar of hierdie kar, seun, soek eers die koninkryk. En hoe ouer ek geraak het, hoe meer het ek besef dat sy wysheid in die kol was. Alles begin by 'n soeke na die koninkryk van God, op die plekke waar ons dit gewoonlik nie vind nie. So ek wil hê jy moet blaai Matteus 6 vers 33, ons gaan vers 25 tot 34 saam lees. Jesus praat hier oor bekommernis, en onthou, terwyl ons hierdie lees, onthou, jy is bekommerd oor goed vandag. En Jesus gaan met jou praat daaroor. Okay. Daarom sê ek vir julle, dis Jesus wat praat, moet julle nie bekommerd oor julle lewe. Wie van julle is bekommerd oor julle lewens? Oor wat julle moet eet of drink nie? Of oor julle liggaam? Wie het 'n Virgin Active rekening? Ontspan, jy kan hom nog steeds sê. Het is altyd goed om nog steeds dit te doen. Ek het nou net 'n bietjie gebewe. Dink is die koue in die kerk vandag. Of oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? So Jesus sê, dit gaan nie oor uiterlike dinge nie, dit gaan oor innerlike dinge. Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skuur by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer oor sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Dit is altyd so mooi, let op hoe groei die veldlelies, hoe groei hulle. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt, en Salomo het gehou van mooi klere. Hy sou 'n rekening gehad het nie by Virgin Active nie. Was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Ek weet 'n klomp van julle wonder dalk nou vanoggend, was dit reg om vir my man te vra, hierdie rok of hierdie rok? Dis 'n goeie vraag, dis okay, dis 'n regte vraag. Agter dit lê hier egter iets anders, ons gaan nou by dit uitkom. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. En dan sê hy, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Nou toe. 'n Klomp van julle het nou waarskynlik in hierdie tekste 'n klomp temas gehoor wat jy dink, wow, maar sê dit nie dalk iets spesifiek vir my vandag nie. Jy het miskien gedink, moet jy nie in 'n ander dorp 'n werk gaan soek, want dit gaan nie altyd goed hier waar jy nou is nie. En dan dink jy, maar ek moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Elke dag bring sy eie bekommernisse. Okay. So ek wil hê, jy moet jou eie lewe net vir 'n oomblik terugtrek. Ons het nou gepraat oor elkeen het hulle eie bekommernisse, daar's algemene bekommernisse en spesifieke bekommernisse. Trek dit nou alles net terug. Nou gaan ons net vra, wat sê hierdie teks vir ons? Op die algemene vlak. En dan kan jy dit spesifiek van jou van toepassing maak. Okay.
So die eerste ding wat ons moet weet is, in Jesus se tyd het mense net so baie gehou van mode soos wat ons doen. Het julle dit geweet? Ek weet hulle praat nie op The Chosen daaroor nie, want hulle praat nie oor die mode van die tyd nie en als, maar dit was regtig 'n ding gewees. Salomo het gehou daarvan om mooi aan te trek. Hy was 'n koning. Hy het gehou daarvan om seker te maak hy lyk goed in die publiek. Nou probeer Jesus sê, daai uiterlike dinge is nie belangrik nie. Jesus sê daai goeders moet in perspektief kom teenoor wat is besig om binne in jou te gebeur. So hy sê binne in jou is daar 'n klomp bekommernisse. Jesus ontken dit glad nie. Maar hy sê bring daai bekommernisse in perspektief. En dan in die res van Matteus 6 pak hy uit waaroor ons moet omgee. Gaan lees die vers hierna. Daar is nie 'n aspek van samelewing wat hy nie aanraak in daai volgende paar hoofstukke waar hy praat oor waaroor jy omgee nie. En die res van die kerk ontwikkel op die ouene 'n leefstyl wat wys waaroor gee ons om en waaroor gee ons nie om nie. So gaan lees Handelinge. In Handelinge sien ons duidelik dat die gelowiges glad nie omgee om dood te gaan vir Jesus nie. Dis net nie 'n ding nie. Hulle gee net nie om nie. As jy moet doodgaan, moet jy doodgaan. Ons sien egter ook dat hulle omgee oor 'n paar ander dinge. Byvoorbeeld, dis vir die vroeë kerk is dit net verkeerd dat daar weeskinders en weduwees is wat nie versorg is nie. Dis 'n ding vir hulle. Samelewing sê, ons het nie plek en stelsel om hierdie mense te help nie. Die kerk sê, dit werk nie so nie. Ons moet omgee. In Paulus se briewe lees ons ook, daar's sekere dinge waaroor jy moet omgee. Selfs al wil jy nie as 'n gelowige omgee daaroor nie, moet jy daaroor omgee. Een van hulle is iets wat nogal in samelewing al hoe meer en meer begin opkruip en dis vuil taal. Soos my ouma altyd gesê het, Gerrit, is al 'n bietjie onkruid in jou taaltuin. Wie van julle het 'n bietjie onkruid in julle taaltuine? Okay. Nou baie van ons sal sê, "Jesus Gerrit, maar dit is nie maklik nie." Julle ken die storie van die priester wat verby die man gestap het wat besig was om sy vord reg te maak. En die ou se taaltuin het ook so 'n bietjie onkruid ingehaat en toe sê die priester vir hom, "Broer, jy moet 'n bietjie Job se geduld hê." Toe sê hy, "Ja, Vader, dis reg, maar Job moes nooit 'n vord se stater verander het nie." Menende ons almal het uitdagings en ons reageer op daai uitdagings. Maar ek kan nie sê ek kan nie omgee dat ek maar net kan praat soos ek wil nie. Want Paulus praat met die gelowiges en sê hy, "Vuiltaal moet dan nie uit julle monde uitkom nie, want julle moet julle hoorders ten goeie wees." Menende 'n vloekwoord vir jou is net 'n vloekwoord, maar vir die ander ou is dit trauma. So dink mooi. In ons wêreld, in ons land vandag, hier weet ons van sekere woorde, wat baie keer uit mense monde uitglip, wat nie hoort by 'n gelowige nie, want dit vat iemand na traumatiese plekke toe. Dit doen nie noodwendig vir jou nie, maar doen hulle. So dan kan ek nie net sê, ek gee nie om nie, ek kan nou maar praat soos ek wil nie. Die Bybel kom sê vir my, nee, as jy deel is van die koninkryk van God, dan gee jy om oor hoe jy praat. Jy dink 2 keer voor jy iets sê. As jy deel is van die koninkryk van God, dan herbelyn jy jou hele lewe om in te pas by dit wat Jesus Christus kom leer. Jesus sê nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. En wat dan gaan gebeur, hoe meer jy jouself beywer vir die koninkryk, hoe meer gaan jy nie so bekommerd wees oor hoe jy lyk, wat jy eet, waar jy gesien word, en al die uiterlike dinge nie, want daar's 'n innerlike verandering van die hart. Ons wêreld leer ons dat alles dringend is. Ons moet nou so vinnig as moontlik vir ons bekommernisse oplossings kry. En dis deel van hoekom ons baie keer wil fokus op die verkeerde goed. Dis vir ons baie keer makliker om bekommerd te wees op wat ek aantrek en hoe ek lyk, eerder as op wat in my hart gebeur. Want die proses om in jou hart 'n verandering te maak is nie maklik nie, is ek reg. Dis moeilik om te sê, ek het 'n probleem met vuil taal, ek kort hulp. Dis makliker om net minder te praat. En dis ek sal hom op my lip byt, of ek sal in die woud gaan loop en daar my vuil taal beoefen. Dis makliker om te sê, ek gaan maar net hoe ek lyk verander, eerder as hoe ek is. Jesus Christus sê vir ons, binnekants belangrik. En dit vra 'n langtermynproses. Ek wil met julle iets deel, wat Mark Comer gesê het. Hy het gesê, hurry is the great enemy of spiritual life in our day.
Dan gaan jy sê, Gerrit, maar hoekom haal jy nou dit aan? Dit is baie eenvoudig. As jy Matteus 6 gaan lees, dan kom jy agter, Jesus vat sy disippels en diegene wat na hom luister, na 'n plek toe waar hulle die natuur moet dophou. Wie van julle het al gesien hoe 'n veldlelie groei? Wie van julle het al fisies gaan sit en kyk hoe 'n blommetjie groei? Nou ons seentjie is 'n tuinier. Hy's mal daaroor om goedjies te plant. Maar selfs mielies groei nie binne 24 uur nie. As hy buite op die stoep sou sit, soos wat hy die eerste keer gedoen het, sê pappa gaan nou kyk hoe die mielies groei. Ek sê hierdie mielies gaan nie nou al groei nie. Kom ek en jy gaan eet 'n worsbroodjie. Help my braai. Hierdie mielies gaan nie nou groei nie. Daar's 'n intentionele pad wat die Here vir ons vra ons moet stap om te sien dat groei gebeur. As jy 'n roosboom wil dophou vir die hele jaar om te wag dat hy bloei, gaan jy lank net sit en kyk. En dis die punt. Jesus Christus sê hier vir ons, in geen onsekere terme nie, geestelike groei gebeur nie oornag nie, dit vat tyd. Maar wat is die koninkryk van God dan? Dis ingestel op 'n soeke na die skoonheid. Want twee van die voorbeelde wat hy die natuur uit gebruik, het te doen met skoonheid. As jy 'n veldlelie sien blom, dit is pragtig. As jy net sit en kyk hoe voeltjies rondvlieg, dan is dit vir jou pragtig. Die van julle wat afgetree is en birding doen, mag die Here julle seën. Sit net 'n sticker op jou kar in die Kreerwold en dat ek weet jy is besig om voëls te kyk en daar's nie 'n leeu nie. Maar vir die res van die tyd doen dit, want jy maak jou lewe stadig en wanneer jy jou lewe verstadig, besef jy wat eintlik belangrik is. Jy begin besef dat ek is bekommerd oor die verkeerde goed. Jesus Christus vat ons na die natuur toe, sodat ons kan verstaan, ons hoef nie so gejaag te wees nie. Geestelike groei vat tyd. Maar dan is daar regtig dinge waaroor ons wel bekommerd moet wees. Tim Keller sê die volgende. The essence of gospel humility is not thinking more of yourself or thinking less of myself. It is thinking of myself less. Hoor mooi. Het gaan nie daaroor dat jy die hele tyd moet minder dink aan jouself nie. Jy moet jouself net nie so ernstig opneem nie. Een van die groot redes hoekom ons so bekommerd is, baie keer is, ons dink, deur bekommerd te wees oor goeders, gaan my lewe vir my eintlik beter raak. Jesus Christus sê hierso vir ons in Matteus 6, wie van julle het al ooit sy lewe verleng, deur bekommerd te wees? Wie het al ooit gedink, ja, ek gaan, deur bekommerd te wees hieroor, gaan my lewe beter gaan nie. Nee. Maar hierdie bring ons natuurlik by nog 'n saak waaroor ons moet praat. Ek is nie oor almal se kinders wat hier sit bekommerd soos wat ek is oor my eie nie. Wat beteken dit nou skielik as Afrikaners en as mense wat hier vandag in Suid-Afrika bly, as gelowiges hoef ek nou glad nie meer om te gee oor wat in die buitewêreld aangaan nie. Glad nie. Glad nie. As ons dieper delf van God se woord, kom ons agter, daar's sekere dinge waaroor ons moet bekommerd ook wees. Selfs in die Ou Testament sien ons dit raak. Jesaja skryf vir die mense wat in ballingskap is, bevorder die belange van die stad waar julle as ballinge weggeneem is. Julle is ontvoer na daai plek toe, wees besorg oor hoe dit gaan met daai plek. Hy sê bou huise, hê gesinne, lê groentetuine aan. Daarom kan ons vir mekaar sê, ek mag bekommerd wees oor die slaggate in die pad. En ek mag ondersteuning toon vir mense wat dit wil beter maak. Ek mag. Natuurlik mag ek dit doen. Dit maak mos die lewe beter vir almal. Maar as 'n gelowige moet ek perspektief hou en weet ek hoef nie oorweldig te word as daar nie dadelik verandering op daai plekke is nie. Ja, Pretoria is 'n pragtige plek en ek seker daar aanlyn waar jy kyk, waar ook al jy in die wêreld is dit 'n pragtige plek. Maar weet jy wat op die ou einde is al daai goedjies net so klein in vergelyking met God se groot onmeetlike groot koninkryk. En ons as gelowiges begin by die koninkryk. En wanneer ons dit soek, plaas dit vir my in perspektief waaroor ek bekommerd mag wees. Ek mag bekommerd wees oor die stad. Ek mag bekommerd wees oor mense wat deur trauma gaan as gevolg van die verlies van iemand wat wie hulle lief is.
Ek mag bekommerd wees oor egskeidings. Ek mag bekommerd wees oor al hierdie dinge. Dis alles dinge wat vir ons by Kerk Sonder Mure so belangrik is om mense deur te help. Ek mag bekommerd wees daaroor, maar ek mag nie oorweldig word deur my bekommernis nie. My bekommernis definieer my nooit nie. Kyk wat sê Filippense 4 vers 6 tot 7. Sê die volgende: moet ook niks besorg wees nie. Nou dink ek, Paulus, weer eens, dis daai stater van die fort. Jy sê vir my, ek moet nie besorg wees nie, maar jy's nie nou hier nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Hier is altyd vir my die vreemdste. Is dat ons met danksegging kan praat oor dit wat ons oor bekommerd is. Nou sê vir my, hoe kan ek dankbaar wees vir die bekommernisse wat ek het, wat ek vir die Here gee? Want jy gee dit vir die een wat jou gemaak het. Jy gee dit vir die een wat jou lief het. Jy gee dit vir die een wat jou die liefste het ooit. Jy gee dit vir God self. Geen mens gaan ooit so lief wees vir jou, soos wat God vir jou lief is nie. Vrydagoggend het ek hospitaalbesoek gaan doen in Groenkloof by 'n vrou wat lyk dit vir ons terminaal siek is aan breinkanker. En haar gesin het dit die vorige dag gehoor. Nou sit ek saam met haar man, een van haar kinders, haar toekomstige skoondogter. Nou praat ons met haar, sy kan nie meer terugpraat eintlik nie, sy kan net bietjie reageer. En al wat ons vir haar sê is, die een wat jou die liefste het op aarde, gaan bly wees om jou te ontvang in die hemel. Wanneer God kyk na ons en ons bekommernisse, dan verstaan hy ons bekommernisse beter as ons. En haar seun sê toe vir haar gisterand, hy sê vir haar, ma, jy hoef nie nou meer bekommerd te wees nie. En sy kry trane in haar oë, en net hierdie vrede. Ek hoef nie meer bekommerd te wees nie. Dink aan die vrede wat jy het as jy weet, jy is volkome in God se hand. Niks kan gebeur nie. Jy hoef nie meer bekommerd te wees nie. En dan dink ek vir gelowiges, ons hoef dit nie te besef op ons sterfbeddens nie. As jy dit daar ook besef, is dit baie goed. Maar jy kan dit vandag al besef. Jy kan vandag al kies om nie uit jou bekommernis te leef nie, maar vanuit jou roeping, wat jou bekommerd maak oor die regte goed. Haar seun sê vir gister, ma, moet nie oor ons worry nie. Jy kan sien, daar is nog steeds 'n stuk bekommernis in haar, want sy is lief vir haar kinders. Jesus Christus verstaan ons bekommernis, hy sê dit vir ons in perspektief. So wanneer Paulus sê, moet ook niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, dan kan ek selfs in die mees traumatiese oomblikke dankbaar wees dat ek bekommerd is oor mense vir wie ek lief is, want dit verander my lewe. Hy sê dan verder, en dan die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, die vrede wat ek vrydagoggend in daai vrou se oë gesien het, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou bekommernis raak twee plekke aan. Dit raak ons harte aan en dit raak ons gedagtes aan. Want wanneer ons bekommerd is oor sekere dinge, dan hardloop ons koppe met ons weg. Wie van julle het al 'n fake e-pos gekry by SARS om te sê, jy moet nou betaal? En dan hardloop jou kop met jou weg. Tot jou vrou vir jou sê, wag, hoor jy stop die lorry, kyk net weer na daai e-posadres wat dit gestuur het. O ja, ons gedagtes is geneig om met ons weg te hardloop oor die bekommernisse wat ons het. Jy sien 'n seentjie wat per ongeluk 'n woord gebruik wat hy nie gebruik nie. En jou gedagtes gaan binne 2 minute na 'n kind wat se lewe eindig op die swakste plek omdat dit nou net gebeur het. Daar is hierdie pragtige fliek waarin Sarah Jessica Parker, sy se ma, vertel sy in hierdie fliek, of sy speel eintlik haar gedagtes speel uit die aand voordat haar dogtertjie 'n pastei moet vat vir die buikseil by die skool. Nou lê sy in die bed, nou hardloop sy die volgende dag, en sy besef, sy het nou maar sommer net 'n appeltert gekoop by die spreekwoordelike Spar. Dis nou nie die fancyste appeltert wat jy in jou lewe gesien het nie.
Nou dink sy aan die appeltaart. En dan kom haar kop, binne 2 minute is haar kop by 'n nuusuittreksel. 20 jaar later, waar die nuusuittreksel sê, in today's news, so and so has said, the big problem to all her issues in life started off with a baking sale 20 years ago, that her mother made a mistake with, jy weet daai tipe van ding. Dan hardloop haar gedagtes dadelik soontoe. En hoekom hardloop ons gedagtes na daai plekke toe? Jesus Christus weet dit. Hy weet dit en dan sê hy, deur Paulus vir ons, die volgende, moet ook niks besorg wees nie, want ek gaan oor julle gedagtes en julle harte die wag voer. Dis hoekom ons bekommernisse vir hom moet gee. Dat ons nie hoe weg te hardloop met hierdie goed in ons lewe nie. Gordon MacDonald sê die volgende, the greatest dangers to the Christian are not the external world, but the internal one. Die vroeë gelowiges het dit mooi verstaan. Hulle het verstaan, die grootste bedreiging vir die vroeë kerk is nie die bedreiging op hulle lewens, dat hulle kan doodgemaak word nie. Die grootste bedreiging is dat hierdie pragtige idee, wat die wêreld radikaal verander, dat Jesus Christus die Here is, as dit moet weggaan, is die wêreld armer. En dis 'n interne een. Die grootste gevare vandag vir ons as gelowiges, is nie eksterne gevare nie, dis die interne goed. Dis die goed wat in ons harte besig is om te gebeur. Nou wil ek afsluit met jou te praat oor wat Petrus sê. Petrus sê in 1 Petrus 5 vers 7 in 'n brief skryf hy die volgende: werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Net dit. Net dit. As ons 'n bietjie meer uitpak kan sê die 1983 vertaling vir ons, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Pete Scazzero sê die volgende: every human being is limited. We are not God. Ons kan nie oor elke liewe ding bekommerd wees nie. Daarom het ons nodig om ons bekommernisse vir hom te gee. Dat hy as die God van hemel en aarde, in die koninkryk waarbinne ek en jy funksioneer, waarvan kerk sonder mure deel is, en net 'n klein deeltjie is, dat ons binne in hierdie koninkryk kan sê, ek wil oor dit bekommerd wees. En die ander dinge, die Here sal voorsien. En dan om te weet, die dinge waaroor ek moet bekommerd wees, het minder te doen met die uiterlike en alles te doen met die innerlike. Daar is dinge waaroor Jesus sê ons nie hoef angstig te wees nie. Sê moenie worry oor môre nie, bring sy eie probleme. Wees eerlik bekommerd oor hoe kan jy die beste jy wees wat jy vandag kan wees. Die wêreld sê jy moet of oor alles bekommerd wees, of soos Mark Manson in sy boek sê, the subtle art of, nee, jy hoef nie om te gee nie. Die wêreld kan vir ons sê, bekommer jou oor alles, of hou net op omgee. Die evangelie sê, gee om oor dit, wat God se hart raak. En dan sal jy ook kan sê, vandag weet ek, daar's iets waaroor ek regtig oor bekommerd kan wees. En dan doen iets daaraan. Kom ons bid saam. Here, ek is baie keer heeltemal bekommerd oor die verkeerde goed, en dan sien ek nie die goed raak waaroor ek regtig bekommerd moet wees nie. Help my as u kind, om in hierdie pragtige koninkryk van u, my bekommerd wees in perspektief te sien. Help my om bekommerd te wees oor die dinge wat regtig saak maak vir u. Help my om minder bekommerd te wees oor die uiterlike dinge. Maak my lewe bietjie stadiger. Ek wil nie so jaag nie. Ek wil rustiger leef. Ek wil die spreekwoordelike mielies sien groei. Ek wil lank in 'n bird hide sit om mooi voeltjies te sien. Sodat ek kan sien hoe groot u koninkryk is en hoe klein ek is. Geef vir my 'n lewe, Here, saam met almal van ons wat hier sit en staan, die wat aanlyn kyk, geef vir elkeen van ons 'n lewe waar ons regtig ons kommer in perspektief sien. Want ons weet u voorsien vir ons. En op die regte tyd sal ons sien hoe u dit doen soos net u dit kan doen.
Here, ons doen voorbereiding vir ons gemeente. Ons baie dinge wat in die volgende paar weke gebeur. Ons dink aan die street shower, ons dink aan kursusse, ons dink aan Bybelskole, ons dink aan so baie dinge wat gebeur. Seën al die dinge waarmee ons besig is. Mag dit ons help om meer en meer die Jesuslewe te ontdek wat u koninkryk is. Mag ons die koninkryk ontdek hier in Centurion, hier in Midstream en almal wat online kyk waar hulle ook is. Mag hulle ook daar u koninkryk ontdek. Mag dit hulle vrede gee. En mag dit hulle onrustigheid, hulle bekommernis in perspektief laat sit. Amen.